Jy is ingeskakel by Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. My naam is Tanya Verster en die program is Hospivision. Baie welkom aan al ons luisteraars. Hierdie program word vrylik moontlik gemaak deur Radio Kansel en word geborg deur die Abba Embrace Stichting. Die missie en visie van Abba Embrace Stichting is om mense te transformeer deur liefde met behulp van landbou en disippelskap. Pieter Barnard se gas in die ateljee vandag is Dion Snyman wat gaan gesels oor sy bediening by die afgetredenes. Ons vertrou jy sal die program geniet. Kom ons luister. Die program is Hospivisie en baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis heerlik om jou weer hier te hê en dis heerlik Dion om jou hier te hê. Dion Snyman is my gas by die ateljee vandag. So dankie dat jy gekom het. Ag baie dankie Pieter, ek waardeer dit regtig baie. Dion, jy is betrokke by Koolaas gemeente en julle daarso so 'n ding wat bietjie die bejaardes versorg. Maar niemand wil 'n bejaarde genoem word nie. So die groep staan bekend as jubeljare. Vertel ons bietjie wat gebeur by jubeljare. Pieter, ja, jubeljare is baie interessant in die sin dat dit jubeljare genoem word. Die vereniging of selgroep is seker ongeveer 30 jaar gelede gestig al daar, in die vorige bedeling ook. Maar dit is om meer jou bejaarde mense ook te kan bedien. Nou, uit die aard van die saak glo ek dat 'n kerk moet voorsiening maak vir van dag oud tot horingoud. En hierdie is nou ons meer senior mense. Baie mense wanneer hulle by aftrede kom, wil hulle nog nie so toe kom nie, want hulle sê hulle is nog nie oud nie. Maar tog kry ons redelik gereeld mense daar en die spesifieke gemeente se aanbieding is natuurlik geweldig interessant dat ons dit in die saal doen en mense nie in rye soos in 'n kerk sit nie, maar in groepies by tafels wat dit baie meer informeel maak. Nou, ons grootste probleem met seniors is dat hulle dikwels alleen is, want hulle het van hulle wederhelfte verloor deur die dood, of sommige kere is hulle siek, en hierdie mense word dan baie eensaam. En daarom is dit die regte plek en die regte geleentheid om hulle te kan bymekaar kry. Ja, en nou, wat doen julle wanneer julle so bymekaar kom? Pieter, ja, in die eerste plek is dit 'n kerk. En dit is dan ook 'n uitvloeisel vanaf die kerk en die jubeljare word bedien deur 'n gekwalifiseerde pastoor wat regtige passie vir seniors het. Sy doen dit regtig goed en die mense is baie lief vir haar en sy is baie lief vir hulle. Maar sy kyk ook na meer as net kerk. Wanneer ons by mekaar kom, word almal eers verwelkom, dan kyk hulle na of daar iemand verjaar het in die week. En dan sing ons vir hulle, soos die kleuterskoolkinders sal sing, veels geluk liewe maatjie, omdat jy verjaar. En dit laat mense dadelik op hulle gemak voel. Daarna bid sy vir siekes of enige behoeftes wat daar kan wees, en dan word daar 'n boodskap gebring uit die woord. Want jou geestelike bediening bly prioriteit. Vir alle mense bly geestelike bediening prioriteit. En die ouens bedien hulle mekaar, gesels bietjie geestelik, deelgetuienis, die soort van ding? Wel, eerstens word daar van tyd tot tyd mense genooi om na spesifieke sake te kom bespreek. En dan, ons het al gevalle gehad dat daar gesels is oor pensioene en oor jou testament. So om die tipe van dinge te doen, met ander woorde, meer as net geestelike dinge word ook daar bespreek. Maar die mense, ons het eers die diens, voor die boodskap, sing ons gewoonlik eers saam. Ons is geseënd dat ons volledige multimedia toerusting daar het. So van die opnames wat in die kerk gedoen was, word dan gespeel en ons sing daarmee saam en die mense aanbid saam. En daarna is dan die boodskap en na die boodskap is daar geleentheid om sosiaal te verkeer. En sosiale behoeftes is een van die grootste behoeftes by seniors, veral as hulle alleen is. Ja, so eensaamheid is maar 'n baie groot probleem. Dit is jou grootste probleem daar. En mense kom ook van die platteland aftrek in na die stad toe, en dan
kom hulle na 'n plekkie waar hulle alleen is in 'n kompleks, hulle kan nie diere aanhou nie, hulle kan nie tuin maak nie, so hulle sit net daar en dan is hierdie 'n uitstekende geleentheid vir eenmal 'n week by mekaar te kan kom daar. Kom ons praat bietjie oor mense se behoeftes. Jy tree nou af, jy het 'n loopbaan van 40 jaar plus dalk agter die blad en jy's nou moeg en nou gaan sit jy en wat nou? Wat is die grootste behoeftes? Want ek dink baie ouens tree af en eintlik weet hy dan nie wat om met homself te doen nie. Ja, ons het daar werklik professionele mense wat aftree daar. Ons het daar 'n professor wat by Tikkies klas gegee het. Ons het baie onderwysers en onderwyseresse wat daar is. En wanneer hulle dan aftree, dan moet hulle self kan besig hou. En deesdae word hulle verplig om op 'n stadium af te tree. So nou moet hulle iewers kom en hier kry hulle die geleentheid om mense te ontmoet wat dieselfde agtergrond het of wat dieselfde persoonlikheid het wat dan daardie behoefte kan aanspreek. Want ons sit regtig met 'n sosiale behoefte dan vir die mense. So mense wat goeie jare agter hulle het, goed opgelei was, senior poste bekleed, nou sit en hulle weet nie wat om met hulle self te maak nie. Daar's 'n ideale geleentheid vir hulle en ons kan hulle ook benut om na mekaar om te sien, want na die diens wat ons gehad het, sit ons saam en ons eet 'n bietjie iets saam en ons drink 'n tee saam en ons is net baie gesellig saam. En die mense vorm groepies wat dieselfde persoonlikheid dan en behoeftes dan het. 'n homogene groep. Ja. So elkeen het sy eie groep wat hy daar vorm. Nou, maar dis nou van binne gesien, maar dink jy mens kan daardie wysheid wat deur ondervinding kom en daardie kennis, kan 'n mens dit nie laat buite ook gebruik nie? Ons het van tyd tot tyd bietjie uitgereik. Ons het byvoorbeeld 'n skool besoek in Pretoria Wes waar ons gereël het met 'n plek wat hamburgers maak, verskoon die Afrikaanse woord. En ons het vir hulle elkeen hamburger gaan gee vir daai kinders met 'n pakkie van basiese behoeftes van die kinders het daai soort van behoefte en die seniors het dit geweldig geniet om met daardie kindertjies weer te kan kontak maak en hulle te kan bedien. By 'n ander geleentheid het hulle ook by 'n senior aftreeoord besoek gaan doen en daar het hulle van hulle kundigheid soos om vingernaels te versorg. Te kom doen en weer eens het die mense regtig gesien maar het nog 'n plek in die samelewing waar hulle benut kan word. Word jy ons enigstens aangemoedig om weer in lyn met sy nering wat hy gehad het voor aftrede, dat hy dan weer daar iewers betrokke raak of raad gee of so? En nie direk nie, maar wanneer hulle in groepe by mekaar is, gesels die mense met mekaar en kom hulle met hulle basiese behoeftes wat hulle by die huis het, soos byvoorbeeld kindersversorging, klein kinders of selfs troeteldiere of al daai tipe van dinge en dan kan hulle mekaar raad gee. Dan kan hulle mekaar ondersteun en soms ook, ons weet die mense bly in 'n kompleks waar daar dikwels goed is wat maar kan stikkend gaan, ook toerusting wat kan stikkend gaan en hier kan hulle vir mekaar raad gee en kan verwys na waar jy kan gaan om goeie diens te kry. Maar hulle ondervinding word nie direk benut nie. Nou, ander vraag wat ek nou sit en wonder, is nou baie interessant al die goede wat julle nou doen, maar hoe monitor julle die mense? As iemand, nou ek weet is 'n redelike groot groep, maar as iemand, noem dit nou maar wegraak, iemand wat net eenvoudig nie meer kom nie, mens weet nooit of daar siekte of wat ook al is nie. Is daar opvolg wat gedoen kan word? Is dit net die pastoor wat dit doen of doen die groep self ook? Ja, ons leier is natuurlik 'n
opgeleide pastoor met 'n passie vir seniors, maar ons het ook 'n rekord wat ons hou van alle mense wat elke week daar kom, almal word sy name word afgemerk. Ons was byvoorbeeld die laaste keer wat ek van kan onthou is net oor die 60 bymekaar. Jo, dis 'n groot groep, nee. Daar was al 'n slag wat ons oor die 70 was. Maar so tussen 50 en 60 elke week kom bymekaar. En dan het ons ook 'n WhatsApp groep wat spesiaal gestig is waar almal wat daar bymekaar kom se telefoonnommers op is en hulle word weekliks in kennis gestel van die volgende byeenkoms. Hoe laat dit is, ook as daar enige iets is wat hulle moet weet, wat spesiale inligting is wat deurgegee moet word, dan kry hulle dit ook. So dit is die kommunikasie vir die groep, maar dan ook word hulle aangemoedig deurlopend, wanneer as iemand siek is, moet hy die pastoor laat weet sodat hulle op 'n gebedsgroep gesit kan word en bedien kan word en huisbesoek word dan ook gedoen. Verder? Ja, maar dit is nou, so die ouens word eintlik op goed versorg en na hulle gekyk, nee. So, dit is 'n baie interessante ding wat nou hier gebeur, wat nie al die kerke het dit nie. Wil jy nog iets gesê het? Ja, wat ek graag sou wou sê is, dit is uiters noodsaaklik om die totale behoefte van die mens raak te sien, want mense wat eensaam is een van ons grootste probleme. Ja, nee, ek dink dit kan verseker 'n groot probleem wees. Nou ja, die persoon wat so lekker gesels oor jubeljare daar by Koelaas gemeente is Dion Snyman. Die program is Hospivisie en oudergewoonte is 'n tyd vir ons oordenking. Ek wil graag met jou deel uit Lukas hoofstuk 2 daarvan vers 36 af. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien, dag en nag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Ek lees net tot sover. Anna het haar man verloor net 7 jaar nadat hulle getroud is. En sy het nie weer getrou nie. Sy het waarskynlik geglo in die teks, jou maker is jou man, dit staan in Jesaja 54 vers 5. En sy het verkies om die Here in haar gawe as profetes te dien, as om liewer weer 'n man te soek. Sy het geweet wat dit is om in verhouding met 'n lewende God te staan en sy stem te hoor. Op 84-jarige ouderdom was sy steeds vol in diens van die Here. In die moderne lewe sien ons dit uit na aftrede. Wanneer ons 65 word, wil ons net rus en vakansie hou. Alles doen wat ons nog nooit kon doen nie, omdat ons gewerk het. Maar is dit God se wil dat ons so 'n sinlose lewe lei? Anna gee vir ons 'n voorbeeld. Aftrede is 'n geleentheid om God beter te leer ken. Dis 'n geleentheid om te soek na sy wil vir ons na ons aftrede. Dit is 'n geleentheid om ons lewe af te sluit met sinvolle insette wat God se koninkryk bevorder. Koelaas gemeente is dit besig om te gebeur. Afgetredenes kom by mekaar en hulle bemoedig mekaar en hulle loods projekte soos byvoorbeeld by die skole wat ons vandag gehoor het, om 'n verskil in mense se lewens te maak. Baie gemeentes het soortgelyke projekte, want ouer mense het baie lewenswysheid om te deel. Baie ondervinding en kennis gaan verlore omdat kundige mense met baie wysheid en lewenservaring nie gebruik word om ander mense raad te gee en te help nie. Dalk is jy as luisteraar so iemand, of dalk is jy iemand wat die kontakte en die vermoë het om hierdie kosbare bron te tap. Hoekom sal ons nou so spesiale iets verwaarloos en sinloos laat verbygaan? Ons gemeenskap het 'n groeiende getal mense met baie lewenservaring, wat steeds meer kan leer, ook om op allerhande wyse benut te word, beide vir die koninkryk en vir die samelewing. Wat het jy nodig om meer effektief in die gemeenskap van die gelowiges te wees? Ek wil jou aanmoedig
om te dink in terme van die ouer mense en om hulle nie net as 'n bron te benut nie, soos in die geval van Anna, maar ook om hulle verder in te lig en te help om God se koninkryk te bevorder, te verryk en te vestig. Kom ons bid saam. Here, help ons om sinvol betrokke te raak en te bly wanneer ons aftree ouderdom bereik, maar help ons ook om hierdie kosbare bron te benut en te bemagtig. Ons vra dit nou in die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou nooi om so vir 'n oombliekie agteroor te sit. Ek gaan vir jou 'n lekker stukkie musiek speel. Reageer op die roepstem van my Heer. Van heerlikheid tot heerlikheid, verander om meer, soos U te lyk, U lei my in heiligheid. God beloof ons in Jesaja 46 vers 4, tot in julle ouderdom toe is ek dieselfde, tot julle grysheid toe sal ek julle dra. Die mooi lied is gesing deur Oase Gemeente en die naam is Ek hoor u stem. Dit was die Hospievisie program wat aan jou gebring is deur Radio Kansel en geborg is deur die Abba en Brei Stichting. Jy kan gerus loer na hulle webtuiste by www.abba.afrika vir meer inligting oor wat hulle alles doen.
En dan Hospivisie bied ook ander kursusse wat geakkrediteer is deur die Universiteit van Pretoria. Indien jy sou belangstel om jou CBD-punte te verhoog, is jy welkom om aan te sluit by een van hierdie bekostigbare kursusse. Dan wil ek julle ook net herinner dat Pieter Barnard en sy vrou Helene gereeld reis om mense te leer evangeliseer. Hulle bied ook 'n rentmeesterskapkursus aan, waar jy leer hoe om jou finansies volgens Bybelse beginsels te hanteer. Nou beide hierdie kursusse is verniet en as jy so 10 of meer mense bymekaar kan kry, dan sal Pieter en Helene julle graag kom besoek. Jy kan gerus die Hospivisie kantore skakel om Pieter se kontaknommer daar te kry. Jy kan Hospivisie skakel by die Pretoria kode 012 329 9492 en vra vir Luvengo. Jy kan ook vir Luvengo 'n e-pos stuur by friend@hospivision.org.za. En dan besoek asseblief gerus hulle webwerf. Dit is vir meer inligting rakende die werk wat hulle doen en die kursusse wat hulle aanbied by www.hospivision.org.za. En vir die wat graag nog 'n brief wil skryf, ons wil graag van jou wil hoor. Ons posadres is posbus 12423 Queenswood 0121. Skryf gerus. Nou ja, dit bring ons tot by die einde van vandag se program. Ek vertrou jy is bemoedig en geseën en mag die Here jou in sy volmaakte vrede hou totdat ons weer ontmoet. Ek is Tanya Verster, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. Ons speel uit met Ek sien kans vir môre, omdat hy leef deur onbeskaamd. Ek sien kans vir môre. Ek sien